Daar is twee maniere om te rig vir die marline. Die vinnige manier wanneer jy op die boot is en 'n meer sensitiewe manier of 'n beter manier. Kom hy nie, jy gaan vir ons die beter manier wys, maar hy vat langer. Hy vat langer. Wanneer gebruik ons hom en hoekom gebruik ons hom? Hierdie ene gebruik jy as jy die vorige dag by die huis kom en dan rig jy hulle op hierdie manier. En hy hou langer want die ander een wat ons die pensie oopsny en hy's net met gare gebind, hy kan oopspoel met die spoed wat jy ry en dan gaan alles maar net in vlaarde, waar hierdie ene, die hoeke is binne-in, die shanks is binne-in, die draad is binne-in en hy swem baie lang. Wys ons, hoe doen ons dit? Ons begin so in die verste hoek, ons sny nie die bekkie af nie. O, nie nodig hierdie keer nie. So ek wil die hoek daar hê. So ek gaan my naaldjie van daar af indruk. En die middel daar in. Dan moet hy daar vooruit kom. Onder die ruggraat langs. Onder die ruggraat. Dat is sy, 100%. Dit is maar 'n storiekie om na te kry. Dan gebruik ons die spesiale naald. Haak hom in en dan trek ons hom net deur. Sonder om die vel te beskadig. Dan is net die hoek wat hy opkyk. En trek ons hom in. So. En trek ons hom net tot daar by sy bekkie. Net tot daar. So. En die volgende ene, korter enetjie, selfde, maar aan die onderkant. En is presies gekalibreer, hy het nou mooi gemeet, van daar vooraf tot daar en op die spesifieke plekkie, daar die naald ingesteek. Ja. Dit is baie belangrik, anders dan swing jou hoek rond en dan sien die vis hom, dan sien wat is hierdie ding wat hier rond, hy gaan my vang, en dan los hy hom. So hy moet presies wees. So hier gaan. Dan moet jy forceer, anders gaan jy jou vel beskadig. So. En nou is hy twee draadjies by mekaar. Ringetjies presies by mekaar. En wat jy nou doen is, vat jy jou hoek en dan druk jy hom in die onderste gedeelte van sy bekkie. Dat hom nou net mooi mekaar haak daar binne. Nou druk jy die hoek deur die twee oogies. En daar jy nou aan die kry. So dan is daar 3 hoeke. Een bo, een onder en hierdie ene voor wat deur die oogie van die staaldraad van die 2 ander hoekies is. Ja. Dis ook hoekom dit belangrik is dat daai 2 ander draadjies by presies dieselfde plek uitkom. Presies dieselfde plek. En dan werk jy maar net deur. En so. En dan dieselfde weer met die gare, maar nou hierdie keer gaan ons dit net voor op die snaveltjie doen. Net om my voorste hoekie te so 'n bietjie te hou. Versterk. En op hierdie ene sny ek knip hy nie die snavel af soos die ene wat die skirt oorkry nie, want dit is nie nodig nie, hy swem net so. En hy swem baie mooi so. Nou, dis net die kop 'n bietjie toe met die gare. Hy hoek net so sit, want kyk as slukke die visse heeltemal in.
Jy driehoeke wat om. Maar eintlik vat my nooit op die voorste hoek eintlik nie, maar jy moet hom net hê om jou drade en goedes by mekaar te kry. En vir 'n bietjie addisionele versekering. Ja. Want jou equireels sê jy mag net met 2 hoeke gaan, 2 singles. O, okay. Daai beskrywing is 'n hoek nie. Okay, so dis nie 'n hoek nie. Hy's Ja. buite kan nie aan. Jy moet eintlik as jy maar baie streng is, moet jy eintlik al net 'n klippie deursit. Okay. Daar's hy nou. Hoekie onder, hoekie bo. Nou, Omeni, op daai ene sit jy enige iets vooraan, 'n gewig gee, Ja, 'n skirt, hier nou is net so. As die water baie mooi skoon en blou is, dan het jy nie lokaas voor nodig nie. Dan ryk die vis hom en dan gaan hulle vir hom. Dan vat hom gewoonlik van agter af en dan is hulle by die hoeke en een set bo en een set onder. En dit baie beter kans om die vis te land. Paul, daar's hy. Kom ons gaan vang 'n marlyn. Daar's hy. Goed. Ons is by Zavora Lodge en ons gaan uit saam met oom Henny Kaufman en hy het vir my sopas gewys hoe om 'n halfbeak te rig vir 'n marlyn. En ek het nou net die hele training deurgegaan, so ek gaan nou na die opleiding probeer om dit myself te doen en kyk of ek met my eie ene môre op die boot 'n snavelvis aan te kry. So. Alles wat ek kan onthou, gaan ek gou net weer herhaal en vertel. So die eerste ding wat hy gedoen het, hy het seker gemaak dat hierdie draaitjie reg is. So die lengte is baie belangrik. So daar's 2 van hierdie oudjies en hierdie 2 hoeke gaan ongeveer so iets opereer en hier gaan hulle presies dan op dieselfde plek die 2 oogies hê of die plek waar die ander hoek gaan deurkom en die derde hoek gaan so deurkom. Goed. So jy moet dit eers regmaak met betrekking tot die grootte van die vis. So ek wil hom net voor daai vinnetjie hê en dus hy moet so lyk en hy moet net by die bekkie uitkom en dan het jy daai afstand. So. Dis hoe ek dit gaan doen. So. En is ook belangrik die rigting van hierdie oogie want die ander een moet deurkom. So, daar's hy. So om. Hierdie ouetjie, ek het gesien hoe my nie vat hom so. Hy vat hom eers net so 'n bietjie verder aan. Hierdie hoek wil 'n vis vang. Vat hom so 'n bietjie verder aan. 2 draaie en dan draai hom 90 grade en dan draai hy dit deur. Ek sien hy gee hom so 5 draaie. So. Dan sê dan is ek tevrede daarmee. Goed, dan die ander ene. So, tot daar is sy afstand. 90 grade om terug. En net so 2 sulke halwes. Dan 90 grade. En reguit in die rond. So 'n ander triek wat ek ook geleer het al van Namibiese manne, so om hierdie ouetjie nie heeltemal af te knip nie, om net so klein bietjie seer te maak en om dan verder te draai, dan breek hy presies as jy die volgende keer reg rondom daar kom. Nou as jy omgaan, hy gaan 'n bietjie terug en breek hy af. Goed. Daar is die tweekies. Nou is hulle dan die regte lengte is, dan is hulle presies op daardie kante. Kyk, hy sê daar, van daar af in, al teen die ruggraat af en in die middel uit by die bek. Nou net om by die bek laat uitkom.
As. Wat hierdie oukie, die lang steenetjie. Trek hom deur. Trek hom deur. Wat hy gesê het is belangrik is om nie die vel seer te maak nie. Dit is belangrik om hom mooi te laat ingaan. So deur sy kopbeen moet jy hom nou nogal so 'n bietjie werk. Dat hy hom nie seer maak nie, in die regte rigting uitkom. Nou steek hy op die regte plekkie uit. Aan die enetjie, onderaf, sy plek. Eerste keer op die regte plek weer. Tevrede daarmee. Deur. Ek is hier onder die watchful eye van Johan. Hy maak seker. Hy staan daar met 'n tennisbal. Hy gaan vir cricketbal. Hy gaan gooi as ek verkeerd maak. Ervare engelaar. As hy op die regte plek en hulle is presies gelyk. Dan die laaste hoekie moet dan deur die snaveltjie van onderaf kom, deur die bekkie. Eers deur en dan deur al twee daai draadjies se oogies. Die snaveltjie het so mooi plekkie aan die onderkant. Het is ook belangrik om seker te maak die hoekie is eers reg gedraai. Anders te druk jy hom van die verkeerde kant af en draai die hoek. Ha, as dwarsdeur. As die hele storie, nou dra ons hom net vas. En so mense sê, al wat nodig is hier is om hier voor vas te draai. Glad nie nodig om die lyf vas te draai nie, want ons het glad nie die lyf seer gemaak nie. Alsy, en nou is hier 'n bietjie van 'n skirt, as dit nodig is. Daar's die storie. Ek hoop ek slaag my toets. Sal môre sien op die boot.